Baie welkom. Kan jy glo dis alweer tyd vir 'n nuwe ritme digitaal. En dis vir my en Stefan en ons hele span wat betrokke is by ritme so 'n verskriklike voorreg om hierdie vir jou te kan doen en om dit te kan doen van ons kant af. Waar jy ook al is, dit is die lekker van ritme digitaal. Ek wil daar soveel mense iewers in Suid-Afrika, watter provinsie dit ook al kan wees, soveel mense oor see, of dit nou die VSA is en of dit nou Japan is en of dit nou iewers in Afrika is, dit maak nie saak nie. Elke een van julle is verskriklik welkom. Vir jou wat in Pretoria omgewing is, wil ek uitnooi na ritme in persoon elke Sondag aand by King Price in Menlyn Myn. Jy het nie 'n verskoning om net ritme digitaal te kyk nie. Jy's baie welkom. Dis heerlike koffie en heerlike samesyn. Elke Sondag aand by King Price in Menlyn Myn. En soos julle weet, die ritme is die woord. Dit gaan oor die woord. Dit gaan om die woord vir jou vars en nuut en aktueel te gee, dat dit regtig vir jou iets prakties, hande en voete in jou lewe beteken. En vanaand is geen uitsondering nie. So geniet dit verskriklik en mag dit regtig jou hart en jou lewe diep aanraak. Goeiedag ouens, dit is Ritme Digitaal. Wat 'n lekkerte om elke keer so uit die Here se woord met mekaar saam te mag reis. Vir Johan Smit, myself en die hele Ritme Digitaal span, Mieke en van ons ander predikers, Peer en Dani Lodder, is dit net 'n diep, groot, oneindige lekkerte. Ek meen, wat kan nou lekkerder wees as om in die skatkamers van God se woord rond te delf en ou en nuwe skatte op vars maniere met mekaar te mag deel. Dankie dat jy deel is van hierdie fenominale lekker bediening. God se woord in vol kleur, in klank, mag hy dit vandag ook met ons elkeen doen, dat ons hoor, sien, verstaan en doen. Dankie Jesus dat ons met blydskap en vreugde na u woord toe kan kom. Dankie dat ons met 'n verwagting kan kom, gee dat u woord vandag regtig sommer alles in ons lewe sal skuif tot u eer en in Jesus se naam. Amen. Dit is so voorreg soos ek gesê het om uit die Here se woord te praat. Ek staan stil by Johannes hoofstuk 15. Baie bekende gedeelte waar Jesus eintlik is dit nogal 'n skokkende beeld as jy daaroor dink. Ek gaan nou verduidelik hoekom, waar hy sê hy is die ware wingerdstok en sy Vader die boer. Ek sê dis 'n bietjie skokkend, want nie een van ons sou so oor Jesus gepraat het, as hy dit nie self gedoen het nie. Nie waar nie? Ek meen, ek sal nie sommer gesê het, Jesus is soos 'n druiwestok nie, of Jesus is 'n druiwestok nie. Hy gebruik dit 1 tot 1, ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die ware boer. Nou, daarmee bedoel Jesus dat hy in die wingerd van die Here die belangrikste, die wingerdstok is. Dis 'n ou beeld in Israel, wat reg deur die Ou Testament gebruik word. Ek dink veral aan die bekende beeld van Jesaja hoofstuk 5, van die wingerd van die Here, die veredelde wingerd, die goeie wingerd, wat God met soveel sorg aangelê het, en toe misluk dit, en hoe ontsteld God is. Nou is ons by die Nuwe Testament, en 'n paar keer gebruik Jesus die beeld van die wingerdstok of van die wingerd. Onthou jy sy gelykenisse van die grond, die goeie grond, wat hy in die algemeen oor boerdery praat. Onthou jy van Lukas 13 waar Jesus die gelykenis vertel van die een wingerdstok wat sonder vrugte is. So die beeld van die wingerd wil altyd Israel as die wingerd wat misluk het voorhou. Jesus verskuif die betekenis. Hy is die ware wingerdstok. En jy en ek is die takkies, die lote, soos die ou Afrikaanse woord sê, soos ons het ken, die takke wat aan die wingerdstok sit. En geen takkie kan vrug dra as hulle nie in die wingerdstok bly nie. Dit vertel Jesus vir ons. Hy sê Johannes 15 vers 2, as 'n takkie aan my nie vrugte dra nie, sny hy dit af
Elke takkie wat vrugte dra, snoei hy mooi skoon, sodat dit meer vrugte kan dra. Julle is reeds skoon gesnoei deur die boodskap wat julle by my gehoor het. Lewensbelangrik, eerste belangrike ding, in die hoor van Jesus se boodskap is ons reeds gesnoei. Elke keer, nou ook wanneer ons die woord hoor, snoei die Here aan ons, snoei hy ons reg. En dis hoekom ons nog steeds luister, weg of reg. Wel, hy snoei ons nou reg, want ons luister nog na die woord. Bly in my, vers 4, en ek in julle. Soos 'n takkie nie in staat is om op sy eie vrugte te dra, as dit nie aan die wingerdstok vas is nie, net so kan julle ook nie vrugte dra as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle is die takkies. Hy wat in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Dis 'n baie eenvoudige geestelike reël. Bly in Jesus, baie vrugte volg. Dis wat gebeur in 'n wingerd. 'n Wingerd is veronderstel om vrugte te dra, nie net blare nie. Julle kan niks sonder my doen nie, sê Jesus. Julle kan nie self vrugte dra nie. Bly in my. Dit is so belangrik. Vers 7. As julle in my bly en my boodskap in julle lewens bly, dan sal julle vra net wat julle wil en dit sal julle sin wees. As julle as my disippels baie vrugte dra, sal dit ook wys hoe groot en belangrik my Vader is. Jesus sê, kyk, ouens, ek het julle gemaak vir vrugdra. Dit kan waaragtiglik nie waar wees, dat ons die heeltyd vrugteloos, blare vol rondstaan nie. Dit klink baie keer so, as ek so in die kerk baie keer na preke geluister het deur die jare, dan het dit vir my geklink, die kerk is 'n bedroewige spil, waar vrugte net altyd afwesig is. Ou dominee en ou pastoor het geraas en vertel hoe dood en doods die kerk is. Ek het altyd gehoor, daar's te min van alles, te min lewe en te min lidmate en te min jong mense en te min geesvervulde mense en te min mense wat by die bazaar help en te min mense op die uitreik en te min mense in die aanddiens. Jy noem dit aan ons was te min. Dit was droewig. Dis nie Jesus se wingerd nie. In Jesus se wingerd waar hy aan die werk is, is daar altyd vrug. Nie ek nie, hy sê so, hy sê bly in my en ek in jou en jy sal vrug dra. Dit begin deurdat jy luister, vers 4 na my woorde, dan kan jy vra net wat jy wil hê en ek sal jou gebede verhoor. Stop. Hierdie is nie 'n vry vir alles gebedsvoorwaarde van Jesus nie. Hy sê nie jy kan bid soos jy wil nie, hy sê bly in my, dan sal jy kry wat jy vra. Hoekom? Want dan is jy deel van die wingerdstok, dan vloei sy lewe deur jou. Dan sal jy net bid wat God verheerlik. Net vra wat vir hom aanneemlik is. Dan gaan dit nie meer oor jou nie. Ek ken baie Christene wat bid en nie kry nie. En dit het al met jou en my ook gebeur. Jesus sê, dis omdat ons nie in die wingerdstok bly nie. Dis omdat ons eie selfsugtige begeertes najag, soos Jakobus 4 sê, dat ons gebede dikwels nie verhoor word nie. Gebedsverhoring loop hand aan hand met 'n lewe wat geplant is in Jesus. Dan is sy lewe in my, dan vloei sy krag deur my, dan wil ek net doen wat God verheerlik. Dan bid ek net vir egte daaglikse brood en nie vir my eie selfsugtige en selfgerigte behoeftes nie. Dan gaan ek vrugte dra om te wys, vers 8, hoe groot en hoe belangrik die Vader is. Verstaan jy hierdie pragtige beeld al klaar 'n bietjie beter? Ek moet sê ek doen, dit bly vir my aangrypend. Jesus wat sê, luister ouens, ek is die wynstok, ek is die wingerdstok, julle is die takkies, julle gaan baie vrug dra. Hoe? Bly in my, bly in my. Jesus het nie 'n resep hoe nie, hy sê net bly in my. Leef jou lewe in Jesus. Jesus gee nie 10 stappe hoe ons dit moet doen nie, hy gee nie 10 praktiese riglyne hoe ons dit moet doen nie, hy sê net, jou lewe begin jy deur te weet, deur te glo, dat jy in my is. Jy staan elke oggend op en jy weet, ek is in Jesus se wingerd, en jy leef in my wingerd, en jy laat toe dat die Gees se krag deur jou vloei, en Jesus se krag deur jou vloei, en jy bid wat God sal verheerlik, en dan dra jy vrug. Jy hoef nie te bekommer wanneer en hoe en waar, hoe dit gaan lyk nie. Vrug is die Here se werk. Jy hoef nie die vrug te sien, te proe of te ervaar nie. God sal dit op sy tyd en sy maniere gee.
En nou verduidelik Jesus nog iets, hy sê, soos die Vader my lief het, vers 9, so het ek julle ook lief. Leef uit hierdie liefde van my. Julle leef uit my liefde as julle my opdragte gehoorsaam, net soos ek uit die liefde van my Vader leef en sy opdragte gehoorsaam. Hier kry ons tog 'n belangrike riglyn oor hoe lyk dit om 'n wingerd takkie te wees. Ek het Jesus lief, en hoe wys ek dat ek hom lief het? Ek luister na sy gebooie. En as ek na sy gebooie luister, wys dit dat ek hom lief het. Hoor jy die sirkel? Ek het Jesus lief en ek luister na sy gebooie, en omdat ek na sy gebooie luister, het ek hom lief. En soos ek hom lief het, gehoorsaam ek hom. En dit bring my in 'n pragtige goddelike spiraal van gehoorsaamheid en liefde. Liefde en gehoorsaamheid. Ek vertel julle al hierdie dinge, vers 11, sodat julle ook die vreugde kan, wat ek beleef, ten volle sal ervaar. Ek wil hê julle moet my vreugde ken, my blydskap. Hoe gaan ek Jesus se blydskap ken? Hy sê ek vertel hierdie dinge vir jou, sodat jy dit kan ken. Hoor hoe jy moet lewe en wees gehoorsaam daaraan en vreugde sal jou lewe oorstroom. So hoe word ek vreugdevol? Deur van Christus vol te wees. Hoe word ek vreugdevol? Deur vol te wees van die krag van die ware wingerdstok. Deur reg te bid, deur gehoorsaam te wees. En as ek dit doen, kom die vreugde van Christus ook diep in my karakter, diep in my hart, diep in my lewe na vore. En daarom sê Jesus dat ons hom moet lief hê. En as ons dit doen, dan sal ons die vreugde van die Here ervaar. Ons almal smag na 'n dieper Christelike lewe. Elke Christen doen dit. Ek doen dit, jy doen dit. Hier's die geheim. Wees in die wingerd. Wees nie net in die wingerd nie, wees 'n lewende wingerdstok. 'n Wingerdstokkie, 'n wingerdtakkie wat gesnoei word, reg gesnoei word. En dit begin dat ek elke dag die Here se woord hoor, dat ek dit gehoorsaam en dat ek God liefhet. Elke dag begin ek in die wingerd as 'n wingerdstok en ek sê, Here, ek is hier tot u plesier. Ek is hier want ek het u lief. Ek is hier want ek gaan doen wat u vir my sê. U woord gaan die lig vir my pad en die lamp vir my voet wees. Ek gaan loop waar u loop, praat soos u praat, doen wat u doen, en ek gaan u kruis dra, omdat u kruis my dra. Ek is 'n gewillige wingerdtakkie, wat vrug dra tot u eer. Hoe gaan die vrug wys? Wel, in my lewe gaan dit al begin wys as vreugde toeneem, as gehoorsaamheid toeneem, en as my gebede al hoe meer belyn met God se wil. Minder selfgerig, minder selfsugtig, meer vol van die Here, meer vol van sy goedheid. So bid ek, so leef ek, so dien ek die Here. Wat 'n wonderlike lewe, om 'n wingerdstok in die Almagtige se wingerd te mag wees. Christus is dit. Wat 'n vreugde om ingeënt te wees in Jesus. Ek het hierdie dinge vir julle gesê, sê Jesus, sodat my blydskap in julle kan wees en sodat my blydskap in julle volkome kan wees. Sodat jy baie bly kan wees. Word Christus vol, dan word jy vreugdevol. Word Jesus vol, dan word jou vreugde oorvloedig. Wat 'n nuwe roete waarop die Here Jesus ons vat. Hy nooi ons uit om sy lewe agterna te lewe, om sy lewe van volheid te ervaar. Was dit nie Jesus wat einste in Johannes 10 vers 10 gesê het, toe hy 'n ander beeld gebruik het en gesê het, hy is die deur na die skape toe, en hy is die goeie herder. Toe het Jesus gesê, ek het gekom sodat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En nou weer 'n keer hierdie oorvloedsbeeld. Ek het gekom sodat julle vrug kan dra, sodat julle blydskap kan hê, sodat julle gebede verhoor kan word, sodat julle in God se liefde kan leef, sodat julle in God se gehoorsaamheid kan leef.
Hoe min kere verstaan Christene die oorvloedige Christelike lewe? Baie Christene dink dit is vir 'n klein groepie bedoel, vir 'n paar spesiale heiliges bedoel, vir Andrew Murray en 'n paar bekende Christelike leiers bedoel. Nee, dis die normale Christelike lewe, die heilige Christelike lewe, die vrugdra Christelike lewe. Jesus het bedoel, elke Christen, jy en ek in kluis, dra vrug. En kan ek weer sê, en ek hoop jy hoor die refrein, dit begin as ek in Jesus bly. Dis al, ek bly in hom, ek bly elke dag in hom. Dit begin as ek sê ek het die Here lief, as ek dit elke dag sê en ek beoefen daardie liefde. Dit begin as ek gehoorsaam is, ek leer God se woord ken en ek doen God se woord. Dit is hoe vrug vorm aanneem. Dan word my gebede verhoor, dan styg my vreugde. Dan sal ander mense weldra die vrug van die Here in my lewe raak sien. Ek hoef hulle nie te vertel ek is 'n Christen nie. Hulle sal dit vir my kom sê. Hulle sal dit sien. Hulle sal die groei in my lewe ervaar. Dis wat Paulus vir Timoteus gesê het, dat ander mense sal die vordering, die groei in sy lewe raak sien. Want groei moet ons groei en vrug dra moet ons vrug dra. Maar vrugte is die Here se werk. My werk is om toe te laat dat ek reg gesnoei word, reg gevorm word. En die Here sal die vrug gee wat hom behaag. In elk geval gaan die vrug oor God se eer. Dit gaan nie daaroor dat ek kan spog wat 'n groot geestelike vrugte ek oplewer nie. Dit gaan daaroor dat die Vader verheerlik word as hy na my lewe kyk en sê, hoe wonderlik dat so 'n gewone mensie, so 'n gewone stil eenkant mens in my seun Jesus Christus ontluik tot 'n pragtige wingerdstok se takkie wat vol is van vrug. Sal dit dan nie wonderlik wees as die Here dit eendag persoonlik vir jou en my sê? Daardie woorde wat Jesus later ook aanhaal in die Matteus Evangelie, wanneer die eienaar sê, mooi so goeie en getroue diensknegt. Hoor, net so klein bietjie het ek jou aangestel en jy was getrou. Nou gee ek vir jou my koninkryk. Kom in en kom vier fees. En die geheim om meer vreugdevol en vrugtevol te wees, is om meer Christusvol te wees. Laat toe dat Christus jou vervul. Laat toe dat sy krag deur jou vloei. En jy sal 'n vrugbare loot in die wingerdstok van die Allerhoogste wees. Hoor die Here se mooi woord. Kom ons bid. Dankie Here vir u woord. Dankie dat u my ook geroep het en ingeënt het in Jesus die ware wingerdstok. Dankie Here Jesus dat u lewenskrag ook deur my vloei. Gee dat dit groot vrug sal opdra. Dat my vreugde sal toeneem, gebedsverhoring sal toeneem, my gehoorsaamheid sal toeneem en my liefde vir u sal toeneem en dat die vrug sal toeneem sodat u naam verheerlik sal word en dat u al die eer sal ontvang in Jesus se mooi naam. Amen. Wat 'n vreugde was dit om saam te reis uit Johannes hoofstuk 15. Gaan voort en dra baie vrugte tot eer van die Here. Tot 'n volgende keer. Vrede in die naam van ons Here Jesus. Sjoe, was dit nie baie spesiaal geweest nie. My hart diep geraak, my lewe diep geraak. Ek vertrou dit het jou hart en jou lewe ook diep geraak. En dit is waaroor dit gaan. Die woord suiwer en onverdund. Jy's baie welkom. Dankie vir die wat reeds finansiëel betrokke is. Baie welkom om ons te ondersteun en ons te help om hierdie net verder te vat en weier te versprei. Jy's so welkom. Ook deur ons sosiale media te volg. Facebook en Instagram en wherever. En dan dit aan te stuur vir vriende en vir familie dat hierdie boodskap nog meer harte en nog meer lewens kan raak. Jy's so welkom. Hoop jy het 'n fantastiese week.